Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 22 Julie. Die skrifgedeelte wat ons vandag anker in God se teenwoordigheid is Psalm 139 en ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Word stil. Haal diep asem. Rig jou gedagtes en jou hart tot Jesus. Nooi hom in jou gedagtes en in jou hart in. Laat hierdie oomblik in jou dag gevul wees met sy lig en sy lewe. Psalm 139 vir die musiekleier van Dawid, 'n psalm. Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar's nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. Om dit te verstaan is te groot wonder vir my. Dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie. Waarheen kan ek gaan, weg van die gees? Waarheen kan ek vlug, weg van die teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel, U is daar. Gaan lê ek in die doderyk, ook daar is U. Neem ek die vlerke van die daraad, gaan woon ek by die einde van die see, ook daar sal U my hand lei. U regterhand my vashou. En al sê ek, as duisternis my maar net wil verberg, en die lig om my nag word, is selfs duisternis nie vir U donker nie, maar skyn nag so lig soos die dag, is die duisternis soos die lig. Ondersoek my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. Die slotwoorde van hierdie psalm tref my diep. Dawid versoek vir God om sy hart te ondersoek, te ken, te toets, en selfs tot die mees ontstellende gedagtes nooi hy God se aandag. Staan vir 'n oomblik stil by die gedagte. Ontstellende gedagtes. Hoe is dit moontlik dat die outeur van Psalm 139, Dawid, 'n man na aan God se hart, hom skuldig maak aan gedagtes wat ontstellend is? In die tradisie van al die digters van hierdie tydlose en heilige digbundel, is Dawid se eerlikheid voor God die goue draad wat deur al die ander psalms ook loop. Die waarheid is, ons almal het sulke gedagtes, maar ons sal nie noodwendig dit met ander mense deel nie. Die meeste van ons sal vir dekades lank ons lewens deel met ander sonder om hulle werklik tot in die binnekamers van ons menswees toe te laat. As kinders weet wat hul ouers dink. As geliefdes mekaar se diepste gedagtes kon lees. Deel van menswees en veral volwasse menswees is dat ons oor die jare ook leer om baie van ons gedagtes vir onsself te hou. En oor die algemeen is dit wysheid om te leef
met 'n wag voor jou mond. Maar ons gedagtes kan soms onsself ontstel, meer nog as wat dit ander gaan ontstel. En is asof Dawid hier al te bewus is van hoe donker die binnekante van sy hart kan raak. Dit laat hom twyfel oor sy lewe, oor veral die koers van sy lewenspad. Wat sê dit van hom? Die ontstellende donker gedagtes. Verklap dit die eintlike pad waarop hy stap. Dalk ly hy ook aan wat ons dikwels noem imposter syndroom. Hy is immers Dawid. En hier die digter van seker een van die mooiste psalms. Dink ook aan Psalm 23, seker een van die mees bekende tekste in die wêreld. En tog is hy ook hier die draer van 'n hart vol ontstellende gedagtes. Sy behoud is dat hy met hierdie gedagtes na God toe draai. En let op in die Psalm. Dis nie net met sy gedagtes nie. Dis met sy sit en sy opstaan, sy omswervinge, sy kom vandaan, elke woord op sy tong. Alles word omsluit van alle kante. Dit wat ver bo kan sy begrip of verstand is, ook daar nooi hy vir God in. En selfs tot in die verste moontlike wegvlug duisternis, maak hy homself oop vir die moontlikheid van 'n ontmoeting met God. Ek dink Dawid help ons hier met ons eie reis saam met God. 'n Reis wat nog bepaal word of jy op die regte of verkeerde pad stap, nog staan en val by jou gedagtes, het sy lig of donker, nog deur jou sit of jou staan of jou vlug, jou moederskoot, jou kom vandaan, jou kultuur, taal, denominasie, of jou getroue of selfs ontroue kerkbywoning. Dit lyk my dat dit hier minder te doen het met kopkennis van God. Maar juist dit wat ons in die Ou Testament vind in die Hebreëse taal oor die woord kennis, ken. Ja, daar, dieselfde woordjie wat elders ook vertaal word met beken, intimiteit en ook seksuele intimiteit. Hier is ons baie meer te doen met jou hart en nie noodwendig jou kop nie. Maar 'n hart wat oop is om deur God geken, beken te word. Dit gaan hier oor hoe jy God in jou hele lewe innooi. En dat jy nie probeer om jou oog op God te hou nie. Maar dat jy sal oorgee aan die groot misterieuse gedagte, dat dit God is wat sy oog oor jou hou, of nie eerder sy handpalms op jou hou. Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose,
want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.